Suid-Afrika se appelbedryf het onlangs 'n opwindende mylpaal bereik. En dis te danke aan die gewilde Flash Gala appel. Vir die eerste keer ooit kon die bedryf dit regkry om in een seisoen meer as 1 miljoen kartonne van hierdie appels uit te voer. Ek gesels met Kalla de Tooy van True Cape oor hierdie prestasie. Kalla, hoe lank voer Suid-Afrika al Flash Gala appels uit? Lise, van 2019 af. Die appel is ontdek in Januarie 2011 deur Buxnel, wat cultivar spesialis is werksaam by True Cape. En natuurlik, na jy so iets vind, dan is daar 'n redelike lang proses van evaluering en toetsing en ontwikkeling en dit is baie belangrik. Onthou, appels stuur ons reg oor die wêreld, so jy moet doodseker maak dat jou nuwe cultivar goed kan, ons sê altyd hy moet goed kan travel, of hy moet op 'n boot kan natuurlik oor see gestuur word, en dan moet die eetkwaliteit dieselfde bly. So is 'n lang toetsperiode, en so ja, dit is hoekom daar 'n redelike lang verloop was tussen 2011 en 2019. In 2019 is die eerste kommersiële volumes uitgevoer. So wie was so gelukkig om hierdie appels te kry? Ja, ek sal sê die wat so gelukkig is om die meeste te kan betaal daarvoor. Natuurlik, 'n produsent kyk maar altyd na sy opbrengs op sy belegging. En so ons probeer die markte penetreer wat hoë pryse vir appels betaal. Nou tradisioneel is hierdie markte 'n groot komponent van ons vrugte gaan na die Verre Ooste toe, en die Verre Ooste is goeie betalers, spesifiek Vietnam en natuurlik China. En daai markte, en ek wil miskien net vir die kykers die agtergrond gee, daai markte was tradisioneel voorsien deur Nieu-Seeland. Nou, Nieu-Seeland was altyd gesien as, kom ons sê, een van die beste appelproduserende lande in die wêreld, vir die blote rede dat hulle baie goeie klimaat vir appelverbouing het. So tradisioneel het hulle baie goeie kleur gekry op hulle cultivars, en hulle het 'n baie hoë kwaliteit gepak. Nou wat intussen gebeur het, Suid-Afrika het opgevang in terme van die kleerontwikkeling, want ons het hierdie nuwe cultivars begin ontwikkel, soos Flash Gala, wat vol gekleur is. So ons kon dadelik daarmee, dit het ons nou in staat gestel om met Nieu-Seeland te kompeteer, en ons het begin om van hulle markaandeel, kom ons noem dit so, af te neem in markte soos wat ek nou net genoem het. En Suid-Afrika het kompeterende voordele wat ek dink nie ons aldag besef nie. Ons is 'n land wat verskeie klimaatstreke het, en in hierdie klimaatstreke kan ons verskillende cultivars verbou. Geografies is hierdie klimaatstreke uitmekaar uit, en die luisteraars wat nou met appel, of die kykers wat met appelverbouing vertroud is, weet dat ons 'n groot komponent van ons appels in die Ceres area verbou, en ook in die Grabouw area. Ons praat altyd van die Elgin, Grabouw, daar Villiersdorp, Vyeboomstreek, of kortweg in Engels noem ons dit sommer net die EGBV, en almal weet dat ons na daai spesifieke streek vernoem. En dan natuurlik ook die Langkloof en ook in die Vrystaat. So Suid-Afrika het hierdie verskillende klimaatstreke wat verskillende mikroklimate het, en dit stel ons in staat om 'n wye reeks van cultivars oor 'n relatiewe lang periode te kan oes, en dan die markte te kan voorsien. Maar die gelukkige mense wat op die oomblik Flash Gala groot volumes daarvan kry, is die markte soos ek genoem het, in Indië spesifiek. Ons het eintlik van 2019 af geglo dat Indië 'n baie groot verbruiker van Flash Gala kan wees, of 'n groot aankoper, en dit het presies so uitgespeel. So 'n groot volume van ons Flash Galas gaan Indië toe. Die Chinese volume, of die volume wat ons na die Chinese mark toe stuur, dit neem ook elke jaar toe. En Vietnam het ek ook genoem. So daai markte, die Verre Ooste, dan stuur ons ook 'n bietjie Midde-Ooste toe, wat vir ons goeie resultate gee, en ons probeer algaande ook 'n komponent vir die Suid-Afrikaanse mark pak, spesifiek in Februarie, Maart en April maand, wanneer ons Flash Gala hoogseisoen is, wanneer kort nadat ons dit geoes het. Soos jy gesê het, julle het dit reg gekry om binne 6 jaar vir die eerste keer in een seisoen 1 miljoen kartonne uit te voer. Waar skryf julle dit toe? Diese appels oes ons in Suid-Afrika in die seisoen, soos ek nou net genoem het, ons het verskillende streke. Die Vrystaat is hulle begin eerste, hulle is vroeër as die ander streke, as gevolg van klimaat.
So die Vrystaat begin gewoonlik en dit is gewoonlik hier in week 2, 3, nou week 2, 3 is middel Januarie. Begin ons met Royal Gala in die Vrystaat. So ek dink die feit dat ons mekaar goed kan aanvul, die streke mekaar aanvul, het vir ons hierdie volume gegee. En en uitvoerders het baie mooi saamgewerk om hierdie suksesverhaal moontlik te maak. So vir die eerste keer ja, het die Suid-Afrikaanse bedryf meer as 1 miljoen kartonne Flash Gala uitgevoer en dis te danke aan verbouing in verskillende streke, maar ek moet ook noem dat ons van die begin af het ons gesê ons gaan nie hierdie kultivar eksklusief maak nie. Alhoewel Truecape die kultivar gevind het ons gesê ons gaan hierdie kultivar beskikbaar stel vir alle produsente in Suid-Afrika en alle uitvoerders om vir almal 'n geleentheid te gee om hierdie kultivar te verbou. En ek dink dit is die enkele grootste rede vir die sukses en vir die volume. So baie keer veral en die kykers wat vertroud is met nuwe kultivars en ander vrugsoorte, baie keer is 'n kultivar eksklusief beskikbaar vir 'n bepaalde groepering of 'n uitvoerder of 'n bepaalde produsent. Ek dink die wenresep hier was, ons het van die begin af gesê, almal kan dit, enige produsent kan dit produseer en enige uitvoerder kan dit uitvoer, solank jy net aan ons gehalte standaarde voldoen. En ons het net daarna, na ons eintlik besluit het ons gaan dit kommersieel dryf, het ons die Big Bucks Grower Association gevorm wat 'n produsente organisasie is wat die belange van die produsente dra, en binne daai organisasie het ons 'n klomp tegniese kundiges ingebring. So ek sal sê die sukses is as gevolg van 'n spanpoging deur die totale Suid-Afrikaanse appelbedryf. Nou Flash Gala is die handelsmerk van die Big Bucks Gala appel en hierdie variëteit is in 2011 gevestig deur Buxnel. Hy is natuurlik meneer Appel, dis hoe ons hom ken. Wat is die waarde van die vestiging van so 'n handelsmerk? Lisa, dit bring geweldige groot ekonomiese waarde. En dit bring nuwe lewe in 'n bedryf. Die presiese datum was 18 Januarie 2011. Het Bucks deur hierdie boord gestap en hy het hierdie een tak gesien wat helderrooi van kleur was en dit het dadelik sy oog gevang. Kykers sal weet, tradisioneel is Royal Gala 'n vrug wat kom ons sê 40 tot 50% kleur het, maar hierdie takkie aan die boom het 100% kleur gehad. En ons en dadelik het dit sy oog gevang. Maar nee, dit bring, soos ek nou net genoem het, skielik het Suid-Afrika 'n Royal Gala tipe gehad wat volrooi is. En ons kon dadelik in die markte wat ek vroeër genoem het, ons kon in hierdie markte gaan kompeteer met die Nieu-Seelandse produsente. So daar was geweldige waarde in. Maar net om vir jou verdere idee te gee, vandag is daar meer as 2,5 miljoen bome geplant, ook in 'n baie kort tydjie. Ek meen die eerste toetsblokke was geplant in 2016, dit was so 5 jaar nadat ons die cultivar ontdek het, of Bucks dit gekry het, en soos ek gesê het, dan sit 'n bietjie van 'n proses van evaluering. Maar ja, daar's Big Bucks was die een enkele cultivar wat die vinnigste ooit aangeplant is in die Suid-Afrikaanse appelbedryf se geskiedenis. En weer eens, ek dink dit was 'n spanpoging, want ons het tegniese kundiges gekry van al die uitvoerders, van al die produsente groepe, almal het koppe bymekaar gesit en gesê, kom ons kyk, wat is die beste verbouingspraktyke, hoe moet ons, veral die een uitdaging van die begin af was, om te weet wanneer hierdie cultivar oesgereed is, omdat die cultivar van die begin af so helderrooi kleur het, en ander cultivars wys vir ons dat hulle oesgereed is wanneer die kleurontwikkeling daar is, maar hierdie cultivar ontwikkel kleur van 'n baie vroeë stadium af. So ons moes baie werk doen om produsente te help, om vir hulle leiding te gee oor hoe om die cultivar te oes, en toe moes ons baie moeite doen oor wat die beste verkoelingsregimes is, en ja, weer eens, ek dink dit was 'n spanpoging, maar dit bring groot ekonomiese waarde. Ek dink die feit dat ons nuwe markte kon toetree met 'n volrooi Gala tipe, het geweldige ekonomiese waarde vir die produsent gebring. En weet jy, dit is my altyd so mooi dat die vrugtebedryf bring ontwikkeling in 'n area, want ons het goeie infrastruktuur nodig. Ons moet goeie paaie hê om vrugte te vervoer. Ons moet konstante elektrisiteitsvoorsiening hê om ons vrugte te verkoel. En natuurlik het ons baie mense nodig om die vrugte te oes en te verpak. So ek persoonlik glo dat
landbou spesifiek kan die antwoord wees vir Suid-Afrika se twee grootste probleme wat werkloosheid en ekonomiese groei is. Ons kan 'n groot bydrae lewer. So ja, ek dink Big Bucks, die ontdekking van Big Bucks het bygedra tot werkskepping en tot ekonomiese ontwikkeling. So Kalla, hoe lyk vooruitsigte? Hoe vinnig gaan julle by die 2 miljoen uitkom? Dit is net 'n kwessie van tyd. Ek glo volgende jaar 2026 seisoen kan ons 1.5 miljoen kartonne haal en die jaar daarna gaan ons baie naby 2 miljoen kom as ons dit nie haal nie. So die bome is in die grond soos ons altyd sê en die boorde is op pad na volproduksie toe. So die doelwit is om by 2027 en op die laaste 2028 die 2 miljoen merk te haal. En so gesels Kalla de Tooy van True Cape oor hulle Flash Gala appelprestasie. Hulle het dit reg gekry om vir die eerste keer in een seisoen meer as 1 miljoen kartonne uit te voer.